Liewe vriende en familie, ons is in ons 5de reis saam en gisteraand het ons iets geleer van die groeperinge en hulle rol wat hulle gehad het in die kruisiging van Jesus. Nou vanaand word dit al hoe helderder dat individue wat ons ook insluit, 'n rol gehad het in die kruisiging van Jesus. En die twee plekke waar ons gaan stil staan is Judas en natuurlik die ek. My rol in die kruisiging. Nou ons lees saam uit Matteus 26 en dit kom van vers 24 af tot 26. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskryf staan. Maar wee die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? Jesus antwoord, dit is soos jy sê. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir die disippels gegee met die woorde, neem, eet. Dit is my liggaam. 'n Aangrypende gedeelte en ek dink die woorde wat Judas ook dan vra, ruk ons nou nogal, want dit herinner ons dat Judas nie net 'n robot is wat vooraf geprogrammeer is om Jesus te verraai nie, maar dat hy 'n aktiewe keuse in dit gehad het, en dis hoekom hy ook die vraag stel. Dis op grond van sy eie morele en mislukkings wat dit op plaasgevind het. En ook wanneer ons met mekaar saamgesels, dan sien ons hierdie interne worsteling. Mens kan altyd vra, maar wat het veroorsaak dat Judas Jesus verraai het? Was dit die geld gewees? 30 silwer muntstukke. Nou ek dink dis belangrik om vir mekaar te sê, daai is nie astronomiese bedrag nie. Die silwer muntstukke was omtrent soveel wat jy moes betaal as jy inteendeel 'n bees, as hy een van jou slawe gegaffel het en die slaaf seer gekry het, moes jy ook 30 silwer muntstukke betaal het. So dit gee 'n idee van die waarde wat Judas aan Jesus se lewe geheg het, die van 'n slaaf. Inteendeel, Jesus se lewe was mos nou baie meer werd as dit gewees. En ek dink wanneer ons na Judas kyk, dan sien ons dat hy blind word om Jesus te sien vir wie hy werklik is. Sy hart het verhard. En miskien nou 'n gedagte, mens kan dink, "Sjoe, maar ek is nie Judas nie. Ek is nie soos daardie man nie." En ek dink wat wel vir ons duidelik na vore tree is dat ons het ook 'n rol in die kruisiging van Jesus. Mens kan maklik vra, maar was dit nou Judas of die Fariseërs se skuld? Was dit Pontius Pilatus of die Romeinse soldate se skuld? Wie het Christus regtig gekruisig? En dan die eenvoudige antwoord daarop, dit is almal. Dit is almal se skuld. En dan hoor ons die woorde baie duidelik van Jesaja 53 vers 5 wat sê, vir ons oortredings, vir ons sondes is hy verbrysel. Dit laat ons die besef, dat die ek en jy, 'n groot aandeel in dit gehad het. Miskien die gedagte wat Martin Luther ook vir ons na vore bring is, dat ons almal maar die spykers van Christus in ons sakke ronddra. Dat dit ons almal se toedeel was, nie net Judas nie, ook ek. En dis hoekom wanneer ons lees in daai woorde, vers 25, toe Judas sê, is dit miskien ek, Rabbi? Dis ook 'n vraag wat elkeen van ons kan vra. Here, is dit ook ek? En die antwoord daarop is, ja, ook jy. Die vraag wat ons nou vir mekaar verder kan vra is, maar wat maak ons met daai inligting? Ek dink dis vir ons baie goed om iets te besef en raak te sien van ons eie dankbaarheid teenoor die kruis, ons eie dankbaarheid teenoor Jesus, ons skuif van prioriteite, om te besef dat ons sondes maar nie net ligtelike voetfoutjies is nie, maar inteendeel die doodsvonnis van Jesus en onsself veroorsaak. En dit is wanneer ons Jesus regtig sien as nie net iets wat vir ons gedoen is nie,
maar ook deur ons gedoen is. Die kruisiging is ook deur ons gedoen. Dit help my om te besef dat toe God hom oorgegee het, paradidomi is die woord, om oor te lewer, het hom oorgelewer aan die mensdom om gekruisig te word. Die diepe daarvan was nie op die skuld van die seun nie, maar uit die liefde van die Vader, wat hy Jesus oorgegee het, oorgelewer het, om te lei aan mense hande. En dit help my om te besef dat Jesus se kruis ten diepste die grootste liefdesverklaring van die Vader is, ten midde en ten spyte van onreg, ten midde en ten spyte van my aandeel daarin, is dit nog steeds uit liefde gedoen. Miskien iets om aan te kou. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek het ook 'n aandeel in die kruis. Here, ek staan ook voor U skuldig. Dis nie net Judas wat U verraai het nie, maar ten diepste ek ook. Here, vergewe my en wees my genadig. Amen.